Die PF+ in die Vrystaat sê hulle is bekommerd oor die gebrek aan ondersoeke na finansiële ongeruimthede. Die uitlating volg na 'n oorsigbesoek van die nasionale en provinsiale portefeuljekomitees vir samewerkende regering en tradisionele sake. Ons kry nou meer besonderhede by Armand Kloete, 'n lid van die provinsiale wetgewer in die Vrystaat. Goeiemiddag Armand. Goeiemiddag Estien, goeiemiddag luisteraars. Jy sê die munisipale ouditverslag vir die 2023-24 finansiële jaar dui op 'n gebrek aan verantwoordbaarheid en finansiële wanbestuur. Wat gaan daaraan? Wel, ons almal weet dit gaan sleg in die Vrystaat, maar dit het nog nooit so sleg gaan in die Vrystaat soos wat dit tans gaan nie. Dit is baie duidelik uit die oorsigbesoek deur die parlementêre portefeuljekomitee vir samewerkende regering en 'n gesamentlike komitee ook met die Vrystaatse portefeuljekomitee vir openbare, althans die samewerkende regering en tradisionele sake wat verlede week donderdag en Vrydag in Bloemfontein aangebied is. En dis baie eenvoudig, soos jy sê, ongeruimd of ongewenste uitgawes waaronder vrugtelose en verkwiste uitgawes word eenvoudig net nie ondersoek nie. Daartoe vir onreëlmatige uitgawes. Jaar na jaar sien ons in munisipaliteite hierdie enorme bedrae wat op die auditstate uitgewys word as ongewenste uitgawes. Iemand is verantwoordelik daarvoor, maar daardie persone word eenvoudig net nie ondersoek nie. Nou, wie is die iemand en waarom word hierdie ondersoeke nie uitgevoer nie, Armand? Wel, dis baie eenvoudig. Dis gewoonlik jou kom ons noem dit maar die munisipale bestuurder en die hooffinansiële beamptes wat verantwoordelik hiervoor is. En die probleem in die Vrystaat is 'n politieke probleem. Elke munisipaliteit is veronderstel en het ook sy eie munisipale openbare rekeningekomitee wat meeste van die tyd eerste met hierdie audit sit. En dan word hierdie uitgawes uitgewys deur die ouditeur-generaal. Hulle maak sekere voorstelle en dan is dit die verantwoordelikheid van die raad om dan op te tree. Maar die raad doen eenvoudig nie. Nommer 1 is daar die munisipale openbare rekeningekomitee sit eenvoudig nie, want dit is meeste van die tyd 'n ANC voorsitter. Die verslag wat veronderstel is om na munisipale rade toe te gaan, kom net nie by hulle uit nie. So daar is nie eens 'n plan om aandag te gee aan hierdie ongewenste uitgawes nie. Die probleem is 'n politieke probleem. Waarom hoegenaamd 'n audit doen as daar nie opgetree gaan word nie? Presies, ons sien baie munisipaliteite wat ook of laat hulle finansiële state indien of glad nie. Ons het aanvanklik was daar in die Vrystaat 5 gewees wat hierdie sperdatum gehaal het nie. Hulle het toe 'n bietjie later toe nou wel ingedien, maar dit wys net op 'n ongedissiplineerde houding en 'n ongeëgtheid vanaf die ANC en ANC munisipaliteite oor hierdie openbare fondse wat uiteindelik ons as inwoners se fondse behoort te wees. Wat is die omvang van die agterstallige munisipale skuld? Ek's amper te bang om te vra. Dit is skrikwekkend. As 'n mens net kyk en ons het die afgelope tyd het ons probleme gehad in 'n paar munisipaliteite waar nasionale tesourie gesê het hulle gaan die uitbetaling van munisipale fondse dis maar basies jou billike aandeel oorbetalings is weerhou of teruggehou omdat hierdie agterstallige skuld aan onder andere derde partye so hoog is. Ek het sommer vinnige berekening gedoen net in die Vrystaat tans, dis nou tans, beloop dit 830 miljoen rand. So dis meer as 'n kwart miljard rand wat agterstallig is aan pensioenfondse, die inkomste diens, ook die ouditeur-generaal. As ons kyk na skuld aan waterrade, ek praat nie eers van Eskom nie, maar waterrade beloop tans meer as 10 miljard rand. Dit sluit uit Mangaung wat ek weet tans 'n terugbetalingsooreenkoms het, maar dit kan maklik 13 miljard rand beloop. So die skuld in die Vrystaat is net ongelooflik buite beheer as gevolg van die jare se finansiële wanbestuur wat ons hier sien. Wat sal die omkeerstrategie wees? Omkeerstrategie is eintlik baie eenvoudig en ek sê dit altyd, ons kan nie toelaat en aanhou om dieselfde dinge oor en oor te doen nie. Ons sê vir mekaar ook hier in die party, daar kan net verandering wees as daar verandering plaasvind.
En mens kan nou sê met die Vrystaatse regering het 'n verantwoordelikheid, die Vrystaatse premier het 'n verantwoordelikheid, maar uiteindelik is die verantwoordelikheid by elke kiezer om seker te maak dat die ANC by die stembusse verslaan word en uit die rade uitgehou word. Dis die kort en die lank, sodat daar kan begin kan word, en dit gaan 'n lang proses wees, maar sodat daar begin kan word ergens om ons finansiële toestand in die Vrystaat te verbeter. Hoe lank sal hierdie proses neem, Armand? Ek wil nie vooruitskattings maak nie. Ek dink daar's 'n hele paar dinge wat moet gebeur, maar ek dink binne een finansiële jaar kan jy reeds veranderinge sien. Ten minste gaan daar begin ondersoeke plaasvind onder 'n nuwe bedeling na hierdie ongewenste uitgawes en dat die skuldiges aan die pen gery word, maar jy gaan ten minste 2 of 3 finansiële jare nodig hê om regtig daadwerklik die prioriteite reg te kry. Ek meen as jy nou kyk na 10 miljard rand wat aan die waterraad geskuld word deur basies 3 munisipaliteite. Dit gaan nie eenvoudig oornag gebeur nie. Maar ten minste as jy jou finansiële prioriteite reg kry, dienste begin lewer, seker maak daar's 'n inkomste, want dit is 'n groot probleem in Vrystaatse munisipaliteite is dat munisipaliteite eenvoudig net nie 'n inkomste kry uit dienste nie. As jy dit begin aanspreek, jou geld begin reg aanwend en dit so hanteer, dan kan 'n mens kyk na oor 'n termyn van 2 of 3 jaar om ten minste net die groot skuld aan te spreek. Baie dankie, dit is Armand Kloete, 'n lid van die provinsiale wetgewer in die Vrystaat wat met ons gepraat het.